Sien my hartlike goeiemôre en lyk vir my Kersfees is beslis in die lig met al hierdie produkte. iDelight, waarin spesialiseer of as ek so kyk, moet ek vra waarin spesialiseer julle nie? Nee. Ons spesialiseer nou al vir 10 jaar in elektriese mobiliteitskarretjies, batterygedrewe produkte mainly. Dis kinderkarretjies, dit is estate gliders vir golf speel, dit is mobiliteitskarretjies, hoverboards wat die mees populairste is vir die kinders op hierdie stadium. Die hoverboards balanseer sommer van self uit as jy hom aansit en nog gaat jy. So dit is ietsie van alles, ja. Wat maak iDelight se produkte juis soveel meer uniek? Ons het 'n gesegde wat sê if there's no I in front of glide, it's not an iGlide. So dit is ons geregistreerde trademark produk en soos wat ek gesê het, ons spesialiseer al vir 10 jaar daarin. So dit mag dalk min of meer dieselfde lyk aan die buitekant, maar dit is nie. Die meganiese parte en produkte wat jy kry by ons is die gehalteverskil is net soveel anderste. Ons het verskriklik baie navorsing gedoen op ons produkte om te kyk dat ons die beste gehalte kan kry. En ja, dit is wat dit anders te maak. Dis wat binne aangaan. So met dit 'n gedagte beteken dit dat daar is 'n goeie naverkoopediens en uiteraard seker ook 'n waarborg wat bietjie langer as 3 maande of so strek. Ja, nee, definitief. So ons het standaard 'n jaar waarborg, maar vir die feesseisoen en Kersfees wat opkom, het ons besluit om dit 'n 2 jaar waarborg te maak. Absoluut verniet, geen ekstra kostes nie. En dan het ons ook nadiensverkope. So ons spesialiseer in om die beste nadiens vir die mense te gee. Ons fokus verskriklik erg daarop. Dis ons baie belangrik. So ons het 'n vol tegniese span, vol herstelwerke, alle parte beskikbaar. Jy kan baie van hierdie karretjies en hoverboards van scratch af opbou met ons parte, ja. Luister, om 'n waarborg soos daai te kan gee beteken jy glo regtig in jou produk en jy weet waartoe hy gaan as kinders nou op hom ry en so aan en presies wat hy ook kan verwag as daar ietsie inkom en mense sê nee wag, hier is 'n ding nou te stadig of dit, jy weet presies. Jy moet net die regte gehalte parte bymekaar sit om 'n produk soos dit te vorm. As ek net die produk bestel, word dit by my huis aan mekaar gesit, sit julle hom by die fabriek aan mekaar en lewer vir mense af of hoe werk dit? So ons groter mobiliteitskarretjies, dit word standaard by ons aan mekaar gesit en dan word dit gekoerieer. Die res het ons 'n assembly opsie waar die mense kan kies om die goedjies aan mekaar te sit, maar dit is redelik maklik. Soos die karretjies, die basis van die karretjies is klaar assembled. So dis nie maar net die bar wat op moet kom en die stuurwiel en al daai dingetjies. So dis redelik gemaklik en vinnig. Die hoverboards is net so jy haal hom uit die box uit, charge hom en daar gaan jy. So dit is baie eenvoudig. Want ek wou nou net sê as ek dalk so 'n bestel om aan mekaar te sit, mag ek dalk net soos 'n hoverboard uit. Nee, ons kan daarom help daarmee. So ons help vol met die aan mekaar sit daarvan. Hierdie groot estate gliders ook, hulle word meestal is klaar aan mekaar gesit. Jy moet dit 'n wiel opsit, net vassit en dan gaan jy weer. So dis baie maklik, maar ons kan help daarmee, ja. Sien nou net so vinnig, is hierdie obviously van die produkte uit die hele reeks wat 'n ou kan kry. Ek meen ek ken nou die hoverboards soos hulle sê en hierdie ouetjie wat 'n ou kan gebruik op 'n golfbaan of 'n aftreeoord en so. Wat het julle nog? As jy begin met die kleintjies, is die kinderelektriese karretjies is van 6 maande af op tot en met 13 jaar. Hulle het remote controls waarmee jy met die kleintjies kan ry as hulle nou bestuur en kleintjies sit net. Ja, as hulle nou nog bietjie te bang is om self te ry of nog nie kan nie. Dan verder meer het hy 'n hoetertjie in, hy het 'n start-up sound as jy hom aansit, hy het 'n radiootjie waar ingeboude musiek is en stories is en dan kan jy ook USB en auxiliary byvoeg vir ekstra musiek sou jy nou wou fancy wees. Party van hulle het even Bluetooth die nuutstes. So dit is ietsie van alles wat hierdie karretjies in het. Dit is eintlik ongelooflik vir kleintjies om mee te kan ry met al hierdie tegnologie. Die hoverboard self balanseer van die begin af as jy dit aansit. Hy het Bluetooth om ook musiek deur te kan speel. Hy het even 'n app om alles te kan stel op die hoverboard, jou spoed settings en al daai dinge. So die hoverboard is nie net vir kinders nie, dit is vir volwassenes ook. So hulle ry actually daarmee werk toe en terug as hulle baie naby bly. En alles is natuurlik verskriklik estate friendly. As jy kyk na hierdie scooters, hierdie ouetjies gaan vir golf, vanaf golfspeel tot en met wildse reservate waar die mense actually vat op toere om na die wild te kyk omdat hulle geen klank maak nie. So dis baie lekker, ja. En so ook ons mobility karretjies. Ons mobility karretjies het ons al agtergekom. Ons initial idee agter dit was is vir die ouer mense, maar die mense koop dit dan vir hulle kinders om skool toe en terug te ry binne in die States en so aan. So daar is so baie gebruik vir elke een van hierdie elektriese produkte. Dit is eintlik baie lekker. Ja, daar's iets vir alles, van alle ouderdomme van klein tot groot. Vir hierdie tyd van die jaar is ons net altyd
Black Friday. Ja. Is daar enige spesiale aanbiedinge van julle kant af? Ja, so almal se fokus is op Black Friday self omdat almal nou al gewoond is aan daai naam. Maar met ons het ons besluit ons gaan dit bietjie anders hanteer. So ons het 'n Blackfember month en dit beteken Black Friday vir die hele maand deur. Die rede hoekom ons so dit doen is om vir almal daai pryse te kan bied. Party mense is baie besig op Black Friday by die werk en hulle kry nie daai tydjie om ietsie vir hulself te koop nie en dan is hulle baie ongelukkig en kwaad na die tyd dat hulle dit gemis het. Of die bonuscheckie kom dalk net te laat. Of dit. So ja, dit is nogals lekker. Ons het daaraan gedink so 'n paar jaar terug om dit te bied vir die kliënte. So almal kry hulle tydjie om te koop. Die pryse is lekker sterk afgemerk. Die hoverboards kom met 'n free carry bag. Die karretjies kom met so 'n klein nommerplaat stickertjie wat die kind se naam nou kan opwees en lyk dit soos 'n nommerplaat wat hulle voor en agter kan sit. So allerlei ekstra goedjies wat nou obviously by die verkoopsprys kom en die afgemerkte prys. So ek dink dit is lekker. Ek wil nie Kersfees Vader speel nie, maar ek sien vir myself met so enetjie bederf. Sien ek wou maar net hallo sê vir almal. Ja nee, ek hoor so ja. Hoe sommer baie dankie dat julle ingeloer het en as julle regtig 'n probleem het om een van hierdie outjies 'n baas voor te kry, veral hierdie 3-wiel nommertjie, gesels met my, ek kan 'n plan maak. Ons sal ook 'n plan maak. Kom ons kyk hoe maak hy. Ja, wag. We're out of it. Nou ja, van die een speelding na die volgende. Menlyn Park Winkelsentrum is onlangs in 'n kleurvolle speelgrond van kreatiwiteit omskep met die Brick Fair, Suid-Afrika se grootste Lego geleentheid. Dit het alles op die 25ste en die 26ste Oktober plaasgevind en hier om ons meer daarvan te vertel is Willie Badenhorst. Hy is natuurlik sakevernoot van Lego Brick Fair en voorsitter van die Suid-Afrikaanse Lego User Group. Saam met hom is Justin Sandman, lid van die groep en wenner ook van the Best Castle of Fantasy Built 2025 en kyk nou net hoe lyk hierdie kasteel van julle manne. Goeiemôre. Goeiemôre. Thank you, Peter. Thank you so much for being here. Just in short, for those of us who missed it, what is the Brick Fair exactly? Brick Fair is the largest Lego-centric event on the African continent. It has been held for 13 years now, every year in Pretoria, aside from the times in the pandemic. We invite clubs from all over the country to participate, and we've had exhibitors from Cape Town and Natal and all over Gauteng. 160 exhibitors this year across 260 tables in Menlyn Park Shopping Centre. And tell me, it was exhibitions, it was competitions, yes. Justin, everything that you can think of with regards to Lego as well, I presume. It's the World Cup soccer of Lego displays, and for me, yeah, it's a mark in my calendar that I never miss. I actually plan my Lego building around Brick Fair because it's the biggest event. And this is obviously, is this your proud piece of Lego fantasy land? This is 6 months of planning. Wow. Scrutinizing detail, color coordination. Yeah, it really is my biggest display yet. So how does it work? I mean, you obviously know the Brick Fair is going to happen this time of the year, and then in advance, do you get guys like, you know, the theme for this year is this or that, or how do you go about it? Do you do your own thing? So we have special interest groups within the club, within the LUG. So I'm part of the Castle group. And we obviously try and build every year castle themed or fantasy themed. And so I thought this year, let me go Viking Village. Snow was a real challenge for me. I've never really built a snow display yet. So it was very interesting to figure out how things melt and where they melt. And do I have enough white pieces to make sure that it's all covered in snow? But there's a lot of playing involved. Really, a lot of creative people together, it seems. It is. It's our tribe. It is creatives using Lego as their chosen medium. As Justin said, he focused on castle and fantasy, or now Viking, but we had large collaborative Star Wars displays, city displays, stuff that moves, technique, something for the kids and young people. There was really something for everyone. Everyone young and young at heart found something interesting at Brick Fair. So this took you quite a while and a lot of planning, but at the Brick Fair there were also speed challenges and stuff like that? Yeah, we had, in association with the Lego Group from Denmark, they sent us the Star Wars Death Star. It's now the largest Star Wars set, and we had a really cool collaborative build where we invited members of the public to join us, and we had seasoned builders who would guide them and help them sort out parts. And it was really nice that the public could take part in assembling this while being live streamed. You mentioned speed build, so across the Saturday and Sunday we had competitions really for younger kids. You know,
assembling Lego and walking home with a promotional bag of bricks in hand. Wow. For me, I would definitely need all the necessary instructions to do the build. You say you can do it now, just somewhere out of your head. You need lots Without of any instruction, manuals. You need lots of patience. I do obviously find inspiration from other creators, other builders. But yeah, this is all from scratch. You know, from a pencil drawing that I did in my book to you kind of build it and figure it out. And okay, I've run out of this pieces. I'm going to move here. I'm going to build this ocean. I'm going to do this. So yeah, you kind of freestyle. And this is the end result. So where do you order all these pieces? I mean, obviously, I've never seen some of these pieces. So this is the advantage of being part of a Lego user group, is there's no ways I could get the amount of Lego pieces from just the store. So being part of the club, we're able to order a lot of bulk support and bulk pieces, like the trees. There's no ways I could have built these trees without the support of the club. Willie, in short, Brick Fair next year, will there be one? Yes, of course. It's an annual event on the calendar. It's the last full weekend in October. And we're really looking forward to, we've already, in fact, had some builders starting planning, ordering parts for what they're doing next year. Justin, maar baie geluk. Willie, dankie. En volgende jaar wil ons dit asseblief nie mis nie. Ek gaan verseker saam met 'n kamera span daar inval en ons gaan seker maak ons mis nie daarop uit nie. En well done, dis die prys wat jy gewen het, né? Ja. Vir hierdie enetjie. Sjoef, kan jy hom nie maar net die barrel dat ek nog so 2 dae na hom kyk nie. Dit lyk pragtig. Nou ja, jy moet nie weg gaan nie, bly ingeskakel. Terwyl ek gaan blokkies bou, gaan ons nog verder kuiere gesels net hier op Goeiemôre, Good Morning. Ek is heeltemal stom geslaan. Want ja, speel gaan ons speel, pappa. Vandag is 'n speeldag en dit het met al die giggels begin. Ons sien jou nou weer hier by Goeiemôre, Good Morning.